Goeiemôre geliefdes. Ek hoop en vertrou dit gaan goed met elkeen en ek hoop ek so bietjie na my verlang toe ek laasweek bietjie op verlof was. Geliefdes, vandag is ons hier as mense. As mense by mekaar. Mense wat verskil. Mense met unieke identiteite, unieke gawes en talente. Ons is hier as mense. Wat beteken ons het sonde, ons het 'n verlede, ons het foute. Maar nogtans in die Here se genade roep hy ons as mense hier by mekaar in sy gemeente om saam in sy naam te vergader. In die naam van ons Here Jesus Christus, die een aan wie ons behoort. Vandag in hierdie gemeente word 'n belydenis van geloof afgelê. En vandag in hierdie gemeente word 'n kind gedoop. En ook hierdeur word ons opnuut herinner aan die genade van die Here wat aan ons as mense so ryklik en vry geskenk word. Ons gaan vanoggend 2 liedere saam sing, Maak my stil, Here, en as ek stil word om by U te wees. En mag hierdie liedere waarlik gebedsliedere wees. Wat ons harte en ons gedagtes stil maak. En wat ons as mense weer sal laat rig op die Here. Dat ons as mense ons harte en gedagtes sal oopmaak vir dit wat die Here vanoggend vir ons wil sê. Kom ons sing staande, maak my nou stil, Here. Maak my nou stil. Ontvang die groot en seëngroet dat Jesaja 44 vers 21.
Ek het jou gevorm, jy is my dienaar. Ek sal jou nie verlaat nie, Israel. Ek het jou oortredinge, jou sondes uitgewis. Hulle het verdwyn soos wolke, soos miswolke. Kom terug na my toe, want ek het jou verlos. Mag ons nie vanuit vrees lewe nie, maar in afhanklikheid van die Here alleen. Amen. Ons sing ons lofsang saam. As ek stil word om by te wees, bedaar my hart se donker vrees. As ek u hart loop, teen my wang voel, verstaan ek wat die woord bedoel. Hy is wonderbare raadsman, hy is magtige God, hy is ewige Vader, hy is vredevors. Hy is wonderbare raadsman, hy is magtige God, hy is ewige Vader, hy is vredevors. As ek stil word om by te wees, bedaar my hart se donker vrees. As ek u hart loop, teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. Hy is wonderbare raadsman, hy is magtige God, hy is ewige Vader, hy is vredevors. Hy is wonderbare raadsman, hy is magtige God, hy is ewige Vader, hy is vredevors. Hy is wonderbare raadsman, hy is magtige God, hy is ewige Vader, hy is vredevors. Hy is wonderbare raadsman, hy is magtige God, hy is ewige Vader, hy is vredevors. Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg dat ons sang ook vanoggend 'n belydenis is van ons verhouding met die Here en wie hy is vir ons. Geliefdes, en die Here en wie hy is word ook bely in die boek van Jesaja. Ons sien dit duidelik. En vanoggend as ons uit Jesaja uit gaan lees, moet ons asseblief in gedagte hou dat Jesaja in die algemeen opgedeel word in 3 dele. So ons kry Proto-Jesaja, Deutero-Jesaja en dan ook Trito-Jesaja. So hoe dit werk is, Proto-Jesaja is die tyd voor die ballingskap. Dit is ongeveer hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 39. En in daardie hoofstukke is daar baie waarskuwings. Waarskuwings vir die volk, maar keer terug na die Here. Julle is sondig. Julle verhouding met die Here word verbreek. Gaan terug, keer terug. Bely julle sonde. Dit is wat ons beleef
in die Proto-Jesaja. En dan kom ons in die Deutero-Jesaja en dit is die gedeelte wat geskryf is waarskynlik tydens die ballingskap. So dit is hoofstuk 40 ongeveer tot 55. En in hierdie hoofstukke vind ons dat die volk so slawe is in die land van Babylonië. Hulle voel nie tuis nie, hulle voel onwelkom. En baie van hierdie gedeeltes kom herinner hulle aan God se trou, aan God se voorsiening. Dit kom herinner die volk, maar hou moed. Bly vashou in julle verhouding met die Here, want die Here bring altyd uitkoms. En dan, toe Jesaja is hoofstuk 56 ongeveer tot hoofstuk 66, en dit is die tydperk na die ballingskap wat die volk weer terugkeer na hulle eie land toe, en hulle moet dan leer vanuit hulle foute. Hulle moet weer begin bou. En dan word hulle gewaarsku, maar leer vanuit julle sonde. Bly naby aan die Here, dien hom, leef in verhouding met hom. En so geliefdes, bring dit ons by die gedeelte wat ons ook gaan lees vanoggend uit Jesaja 44 uit, wat geskryf is juis hier in die tyd van ballingskap. So ons moet onthou, wanneer ons hierdie woorde lees, dat die volk van die Here voel hier soos weeskinders. Hulle is nie in hulle eie land nie. Hulle voel dat hulle nie aan iemand behoort nie. Hulle is onder Babyloniese reg en regering. Dit voel vir hulle vreemd. Hulle voel so slawe. Hulle voel, hulle behoort nie in die land waar hulle is nie. En dan kom God en hy praat met hulle. Hy laat hoor sy stem deur sy profeet. Al het die volk hulle identiteit verloor, hulle sekuriteit verloor, al voel hulle afgesny en vergete en verwerp, kom gee die Here vir hulle 'n boodskap. Al is hulle onwelkom, al is hulle ongewens, al is hulle verstoot. Bly die Here nie stil nie. Bly die Here nie ver nie. Maar bring hy 'n boodskap aan sy volk. Dit laat my baie dink aan omstandighede waarin ons vandag ook is. Voel u somtyds soortgelyk aan hierdie gevoel wat die volk moes hê? Verstoot, verwerp, nie welkom nie. Onseker oor u identiteit. Dalk voel u ook soos die volk. Soos wat hulle verlede, dit wat hulle opgebou het, daar in Jerusalem verwoes was, dat u lewe op 'n soortgelyke manier verwoes is. Baie mense soek rigting. Soek hulle identiteit. Baie mense beleef die swaar kry en die hardheid en die wreedheid van hierdie wêreld. En baie kerke vra hierdie tyd die vraag, Here, waarheen nou? Die toekoms is onbekend, Here, wat nou? Waarheen nou? Kan ons vergelyk met die volk?
Kan ons soortgelyk voel, soos wat hulle in ballingskap gevoel het? Hier is van ons vandag hier wat doen. In die antropologie, die studie van die mens, het hulle al bewys wat die Bybel eintlik al lankal aan ons openbaar. Dat daar 'n behoefte is in elke mens om te behoort. Elke mens wil behoort. Mense wil behoort aan groepe, soos 'n gesin of 'n familie. Mense wil behoort en daarom is hulle geneig onder groepsdruk om baie keer net in 'n vriendekring in te val. Mense wil behoort en daarom wil hulle deel wees van daardie rugbyspangroep of daardie kunsgroep of daardie hekelklap. Mense wil behoort. Dit is ingebou in die mens. As 'n man en vrou wil trou, dan is dit 'n bevestiging dat hulle ook aan mekaar wil behoort. En so ook, omdat elke mens wil behoort, gebeur dit dat wanneer ons 'n gemeente soek waarby ons kan inskakel, dan soek ons 'n plek waar ons kan behoort. 'n Geestelike tuiste. 'n Plek waar ons geestelik kan groei. Saam met 'n groep mense waar ons voel, maar ons hoort hier. En daarom is vanoggend die vraag van die preek: aan wie behoort ons? En as gelowiges is die antwoord natuurlik, ons behoort aan die Here. Die volk Israel het ook aan die Here behoort. Behoort nou nog aan die Here. Maar het hulle dade en woorde altyd daarvan getuig? Nee, dit het nie. Hulle het aan die Here behoort, maar was hulle altyd naby aan die Here? Nee, hulle was nie. Is ons geloof 'n bewys dat ons aan die Here behoort? Is ons dade 'n bewys dat ons aan die Here behoort? Is ons gesindheid 'n bewys dat ons aan die Here behoort? Ons behoort aan die Here. Mag ons daarom ook vanoggend weer ons identiteit in die Here vind. Hy wat ons gekies het, wat ons gevorm het en duur gekoop het deur die bloed van sy seun. Ons lees saam van Jesaja 44 en ons lees verse 1 tot en met vers 6. Maar luister nou,
my dienaar Jakob, Israel wat ek uitverkies het. So sê die Here wat jou gemaak het, hy wat jou gevorm het in die moederskoot en jou nou nog help. Moenie bang wees nie, my dienaar Jakob, Jesserin wat ek uitverkies het. Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droë grond. Ek sal my gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge. Hulle sal uitsprei soos gras in die veld, soos wilgerbome langs die waterlope. Die een sal sê, ek behoort aan die Here en homself 'n nakomeling van Jakob noem. Die ander sal op sy hand skryf, die Here se, en homself 'n lid van die volk Israel noem. So sê die Here, die koning van Israel, sy verlosser, die Here, die Almagtige. Ek is die eerste en ek is die laaste. Buiten my is daar geen God nie. Amen. Geliefdes, reeds in die eerste vers van hierdie gedeelte word daar boekdele gespreek, want die Here bevestig hier sy verbintenis met sy volk en ook met ons vandag. Ek het julle uitverkies. Nog voordat ons die Here kon kies, het hy ons reeds gekies. Hy het ons aan mekaar geweef en gevorm in die moederskoot, daar waar niemand kon sien. En terwyl hy besig was om ons aan mekaar te weef, het hy reeds geweet wanneer ons lewensboek sal begin en wanneer ons lewensboek sal eindig. En ons kan ons elkeen se lewe vergelyk met 'n boek wat die Here besig is om saam met ons te skryf. En daar's 'n hoofstuk 1 en daar's 'n laaste hoofstuk. Maar nie een van ons weet hoeveel hoofstukke ons in ons lewensboek het nie. Maar die Here weet. Die Here ken die begin en hy ken die einde van ons elkeen se lewensboek. En danksy die genade van die Here, wanneer daar die laaste hoofstuk geskryf is dit nie die einde nie. Want wanneer ons aardse lewensboek toemaak, is daar 'n ewige hoofstuk saam met die Here wat vir ons wag. Die Here bevestig dit hier. Sê al weet julle nie wat voor lê in julle lewensverhaal nie. Die Here doen. Hy is die Almagtige. En hy wil 'n verhouding met ons as mense hê. 'n verhouding van vertroue. Dienaar, die woord dienaar beteken nie hier, die volk is die Here se slaaf nie. Die Here roep hulle nie om as slawe sonder 'n wil om te dien nie. Die Here roep hulle as dienaars. En so weet ons wat ook vandag hier sit,
dat die Here Jesus Christus vir ons kom wys het hoe 'n diensknegt moet lewe. Die gesindheid wat 'n diensknegt moet hê. Die Here sê hier, my dienaar Jakob, Israel wat ek uitverkies het. So wanneer ons kyk na Jakob, dan weet ons sy oupa was Abraham. En Abraham was ook op 'n besonderse wyse deur die Here geroep om die Here te dien. En vanaf geslag na geslag is die Here gedien. Nou kom sê die Here, julle voorouers het my gedien. En ek wil vir julle die geleentheid gee om my ook te dien, om my ook te volg. Meeste van ons wat vanoggend hier sit, het baie goeie geloofsvoorbeelde gehad, of het nog steeds baie goeie geloofsvoorbeelde. Mense wat regtig vir ons 'n voorbeeld is van hoe om in die geloof te bly leef, te bly volhard. Soos wat die Here vir sy volk vra, maar onthou Abraham se geloof, onthou Jakob se geloof. So kom hy en hy sê vir ons, al is ons nie perfek nie, gaan soek die voorbeeld wat vir jou gestel is. Die Bybel is vol onperfekte mense wat die Here gedien het, wat die Here gevolg het. En al is ons onperfek, wil die Here 'n verhouding met ons hê. Wil hy ons nader aan hom laat leef en laat groei. En hy vra aan ons ook om hom te dien. Hierso in Jesaja gebruik die Here dan spesifiek, die Israel is die naam wat die Here aan Jakob gegee het. Die Here roep hulle by die naam. Nou wanneer ons na die Ou Testament kyk, dan weet ons dat name besonderse betekenisse gehad het. Indien jy 'n naam gekry het, het dit jou identiteit bepaal. Het dit vir mense gesê wie jy is, wat jou persoonlikheid is, wat jou identiteit is. Name is vir mense gegee rondom hulle omstandighede. So gebruik die Here dan die naam Israel, wat hy vir die volk gegee het. En wanneer ons gaan kyk na wat Israel beteken, dan beteken die naam Israel worstel met die Here. Worstel met die Here. En die Here gebruik hulle naam, hy noem hulle by die naam om te herbevestig, maar ek het 'n verhouding met jou. Ek ken jou by die naam, my volk. Ek roep jou by die naam. Hy nooi hulle om in geloof te worstel en nader aan hom te groei, nader aan hom te leef. Om werklik in verhouding met hom te leef. Hy het hulle uitverkies. Hy het hulle gekies, selfs toe hulle as ballinge in 'n vreemde land gebly het.
Selfs toe die tempel afgebreek was en as bourommel gelê het die Here hulle gekies. Het die Here hulle nie verlaat nie. Jesaja 44 is nie geskryf in maklike omstandighede nie. Hierdie volk het nie geweet wat hulle toekoms inhou nie, hulle het nie hulle verlede verstaan nie, maar God roep hulle, hy roep hulle by hulle naam, en hy sê vir hulle, my volk, kom dien my, kom volg my. En so roep die Here, en spreek die Here ons ook aan in hierdie erediens. Elke dopeling, elke belydenende lidmaat. God ken ons elkeen se naam. En God roep ons by ons naam. Hy roep ons elkeen om ons identiteit in hom te vind. Om ons roeping in hom te vind. Die Here roep ons elkeen. En so geliefdes, soos wat hy ook sy verhouding met die volk bevestig, so bevestig hy keer op keer in sy woord en deur sy Heilige Gees ook sy verhouding met ons. Hy neem ons aan. Hy vergewe ons. Hy trek ons nader aan sy Vaderhart, want hy wil 'n goeie Vader vir ons wees. God wil ons as sy kinders aanneem. En so geliefdes, nadat die Here bevestig het, dat hy ten spyte van menslikheid ons aanneem, ons kies, ons verlos, ten spyte van ons menslikheid vir ons 'n Vader wil wees, dan gebruik hy die opdrag wat ook ons opdrag vir vandag is, om saam met ons te neem. Hy sê die woorde, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. En nou is dit maklik om te sê, maar Here, U ken nie ons omstandighede nie, U weet nie waarvoor vrees ons nie. Here, hierdie dinge is so groot waarvoor ek bang is. Here, hierdie druk, hierdie berg, hierdie siekte, hierdie omstandighede. Maar die Here kom herinner ons dat hy groter is as enigiets waarvoor ons vrees. As enigiets waarvoor ons bang is. Die Here kom herinner ons, moenie dat vrees jou verhouding met God verniel nie. Moenie dat vrees insluip by die deur en jou verhouding met die Here kom verwoes nie. Die Here is by ons.
En die Here wil ons genadig wees. En selfs al het ons vrese en bekommernisse in hierdie lewe, sê die Here, maar hy is groter as dit. Hy is meer almagtig as dit. En soos wat die Here die volk se hartseer gesien het, soos wat hy hulle ellende gesien het, soos wat hy gesien het hoe is hulle hanteer in ballingskap, so sien die Here ook ons pyn, ons seer. Hy sien dit wat ons beleef. Die Here ken dit. Hy weet dit. En hy kom herinner ons dat hy ons wil help. Dat hy by ons sal wees en bly. En so ook gebruik die Here dan die woord Jeserin vir sy volk. Hierdie woord Jeserin wat ons hier lees, geliefdes, is 'n eretitel wat die Here aan die volk gee. Dis 'n erkenning van God se verhouding met sy volk. Al is hulle nie in maklike omstandighede nie. Het die Here hulle nie verstoot nie, nie weggegooi nie, nie alleen gelaat nie. En so dikwels is dit wat die wêreld juis met ons doen. Die wêreld verstoot ons. Mense maak seer. Mense probeer afbreek. Mense verwoes. En hierdie wêreld is nie maklik nie. Hierdie wêreld is hard en dis wreed. Dis moeilik. Maar hier kom die Here en hy sê, julle is my geliefdes, my volk, myne. Hier kom die Here en hy sê, hy het ons lief. En hy wil aan ons sy genade gee. Hy wil nie hê ons moet bang wees of in vrees lewe nie. Maar hy vra aan ons om hom te vertrou. Om werklik in afhanklikheid hom te vertrou. Nie om mense te vertrou nie, nie om hierdie wêreld te vertrou nie, maar om hom te vertrou. Die Here wil ons seën. In vers 3 en vers 4 lees ons hierdie besonderse seën. God sien ons droogte. Hy sien ons dorre harte. Hy sien dit wanneer ons geloof en ons hoop en ons liefde opdroog. En hy beloof nie net water wat kom herstel nie, hy kom beloof water in oorvloed. Water wat lewe gee. Water wat 'n nuwe begin gee, wat hoop gee. En dalk voel jy vandag ook soos dorre grond. Jy funksioneer, maar jy blom nie meer nie. Jy glo, maar jy is moeg.
Hierdie gedeelte kom herinner ons dat God ons wil kom vul. Dat hy ons nie sal vergeet nie. Hy stort sy Heilige Gees op ons uit. En sy genade, sy onverdiende goedheid, is daagliks in ons lewe. Vanoggend is die doopwater nie net simbolies nie, maar dit vertel van 'n geestelike waarheid. Dit vertel van God wat lewe bring, selfs daar waar droogte is. Dat God genadig is en met ons nuut wil begin. En so vers 5 en vers 6 is 'n belydenis, 'n erkenning dat ons aan die Here behoort, die God van Israel, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, die een wie ons ook geskep het en gevorm het. Daarom behoort ons nie aan hierdie wêreld nie. Maar ons behoort aan die Here. Die enigste en die ware God. Die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Is die Here deel van die hoofstuk wat ons nou leef? In ons lewensboek is daar plek vir die Here. Behoort ons hele lewensboek aan die Here? Die Here sê ons behoort aan hom. Ongeag van wie ons is hy genadig, is hy barmhartig, is hy getrou, is hy die God van liefde, dat ons nie in die steek laat nie, dat ons nie alleen laat nie, dat ons nie verlaat nie. Die belydenis van geloof en ook die doop is dus 'n voorreg in elke gelowige se lewe. 'n Erkenning en 'n herinnering dat ons aan die Here behoort, nie aan onsself nie. En ons behoort aan die Here nie as gevolg van wie ons is nie, maar as gevolg van wie hy is. As gevolg van die inisiatief wat die Here geneem het. En so geliefdes, nog voordat ons kan kies, nog voordat ons kan bely, behoort ons reeds aan die Here. En hy wat ons gevorm het in die moederskoot, hy wil ons help. Hy wil ons bystaan. God het ons gekies en ons gevorm. En hy is getrou in die plan wat hy het vir ons elkeen se lewe. 'n Plan wat getuig van sy genade en van sy liefde.
en van sy vergifnis. En daarom is ons enigste troos in lewe en in dood. Ons enigste troos, dat ons aan die Here behoort. Die Heilige Gees is aan ons elkeen geskenk, om ons innerlik te versterk en om naby aan ons te wees en te bly. Mag die God wat ons geroep het, ons elkeen vashou. Mag Jesus Christus, wat ons verlos het, ons help om in die geloof te volhard en om sterk te staan. En mag die Heilige Gees met ons wees en met ons bly. Mag ons elke dag lewe met die wete, met die belydenis dat ons aan die Here behoort. Mag ons gesindheid en mag ons woorde en mag ons dade getuig. Ons behoort aan die Here. Amen. Geliefdes, ons gaan nou oorgaan na die belydenis van die geloof en ek vra graag vir Regard om na vore te kom. Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord hulle op die beloftes van die doop. Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy met jou mond bely wat jy met jou hart glo, naamlik dat Jesus Christus die Here is. Dit is 'n belofte wat jy maak om alleen op die Here te vertrou, om te lewe volgens sy woord, om getrou deel te neem aan die erediens en te volhard in gebed en in geloof, om God op alle terreine van jou lewe deur jou woorde en dade te verheerlik. Aangesien die kerkraad oortuig is dat jy genoegsame kennis van die Bybel en die leer van die kerk beskik en 'n persoonlike verhouding met die Here het, wil ons vra dat jy opreg op die volgende vrae antwoord en dit ook hardop bely vandag in hierdie erediens om openbaar jou geloofsbelydenis af te lê. Ek gaan die vrae lees en daarop gaan jy geleentheid kry om ook te antwoord. Glo jy in die leer van die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk, soos dit vervat is en ook in hierdie gemeente geleer is? Glo jy dat dit die ware en volkome leer van die verlossing is? Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om ook op die regte pad te bly? Wat is hierop jou antwoord? Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg om dan ook die verklaring te mag lees op grond van die genadeverbond soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat jy sopas afgelê het,
word hiermee verklaar dat jy 'n belydende lidmaat van die NG Kerk is. Baie welkom as lidmaat van NG Gemeente Laaf. Mag die Here saam met jou wees. Mag hy jou help om in geloof aan te hou en te volhard. En mag jy 'n geestelike hoof vir jou gesin wees. Geliefdes, ek wil ook dan vra dat Zelle na vore kom. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit die verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders tot beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament van hom ingesluit is deur sy genade. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dat hy ons Vader is, dat hy ons liefhet en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon en ons ook sy leiding gee. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons het sonde waarmee ons gebore word, en dit veroorsaak dat ons net die dood verdien. Maar Jesus het egter die straf vir die sonde op homself geneem aan die kruis, en in ons plek het Jesus gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit gaan nie oor 'n gewoonte nie. Dit gaan nie oor 'n bygelowige handeling nie. Dit gaan oor God wat in sy liefde en in sy genade ons aan hom verbind. Ek lees nou graag die doopvraag, die belydenis en daarna gaan ek vra dat julle opreg antwoord. Bely julle dat hoewel ons en ons kinders as sondaars in hierdie wêreld ingekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer van die verlossing. Beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Wat 'n voorreg, geliefdes, om vanoggend die belydenis te hoor van hierdie ouers. Die bereidwilligheid om julle kind Milan in die geloof op te bring en te onderrig. Om in die genade en die liefde van die Here groot te maak. Mag die Here saam met julle wees op hierdie pad. Mag julle innerlik versterk word en die krag en die genade ontvang wat julle nodig het vir hierdie belangrike taak. Geliefdes, ek wil dan graag vra dat Milan ingebring word.
Hier is jou in gevallen, mensen anders voor en alles. Hier thuis, stel je free. Dances, we live, we dance, and dances, we dance, Dank wat voor om jou vanoggend te doen. Doop in die naam van God die Vader, in die naam van Jesus Christus, in die naam van die Heilige Gees. Mag die drie-enige God jou genade wees. Dat hy jou verkies, hy jou gevorm. Mag hy jou sien, en hy jou wees. Amen. Geliefdes, dit is 'n wonderlike voorreg dat ons vir die gesin nou geleentheid kan gee om hulle kerse aan te steek as 'n bevestiging van hulle geloof. Ons wil vra dat Regan eers sy kers aanstel as hoof van die gesin en daarop as kruisryk haar kers aanstel by hom as hoof en dan kan hulle ook klein dan se kers by hulle kers aanstel. En ons gebed is dat hulle ook so dit mag wees. Dat hulle geloof mekaar sal aanhou groei, sal aanhou met die ligte daar skyn en mag hulle die Heilige Gees al in aangevuur om as gesin saam die Here te dien geloof te wees. Liefdes ek gevra dat ons saam vir die seentjie gesin terwyl ons Baie geluk julle en baie sterkte. Jy jouself moet ook mis. Baie geluk julle en baie sterkte.
Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat ons aan die Here behoort. En dat vanoggend ook kon bevestig en herinner daaraan kon word deur die belydenis van geloof en deur die doop. Ek wil vra dat ons elkeen nou stil raak voor die Here en ons hoofde saam buig in gebed. Here ons God, U wat ons gevorm het, U wat ons by die naam roep, en U wat sê ons moet nie bang wees nie, want ons behoort aan U. Ons kom vandag na U toe, met oop harte en oop hande. Dankie dat U ons nie vergeet nie, selfs wanneer ons moeg raak, selfs wanneer ons voel ons geloof droog op, selfs wanneer ons onseker is oor die toekoms. Here, soos U beloof het in Jesaja, giet vandag U water op ons dorre harte uit. Here, bring nuwe lewe daar waar ons moedeloos en moeg is. Here, bring hoop daar waar vrees is. En bring vir ons genesing daar waar ons seer het. Ons bely, Here, dat ons soms ons vertroue in ander dinge plaas, ook in ons eie krag en in ons eie planne plaas. So dikwels dinge vertrou wat nie red nie. Here, vergewe ons en help ons om weer op U te vertrou. Dankie, Here, vir U vergifnis. Heilige Gees, kom lei ons wanneer ons twyfel. Kom vertroos ons wanneer ons swaar dra. En gee ons asseblief die moed om te lewe vanuit die wete dat ons aan God behoort. Here, ons vra U seën oor ons elkeen se lewe. En ons vra U seën oor hierdie gemeente. Maak ons 'n gemeenskap van hoop en van liefde en van geloof. Dat dit sigbaar sal wees, Here. Ons behoort aan U. In die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit. Amen. Een van die Here uit Jesaja 41, verse 9 en verse 10. Jy is my dienaar, ek het jou uitverkies. Ek het jou nie verwerp nie. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Amen.